Hartlike goeiemôre. Ek is Pieter Badenhorst en ek wil sommer vir jou baie welkom sê as jy deel het aan ons virtuele erediens vandag. Bid dat die Here jou so sal seën in ons saam wees. Die afgelope tyd het ons baie met julle gepraat oor offervaardigheid en gee. En elke keer as ons daaroor praat, dan dink ons dadelik aan goed en geld. En dit is deel van gee en dit is so belangrik want ons wil so graag hê ons werksaamhede moet voortgaan. Maar hoor wat sê Paulus in Romeine 12 vers 1. Nou doen ek 'n beroep op julle broers op grond van die groot ontferming van God. Gee julle self aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Jy sien, as ek my geld en my goed gee wat regtig belangrik is vir die voortgang van die koninkryk, dan gee ek, maar Paulus sê, gee jouself, sit jou hele wese daar agter. En ek wil vra dat jy in hierdie tyd, soos die Here met my werk, anders sal begin dink oor gee. Hoe gee ek myself? Ek gee my gedagtes. Wat dink ek elke dag? Hoe negatief is my gedagtes? Kom ons gee positiewe gedagtes vir die Here. Hoe gee ek as ek praat? Gee ek woorde van kritiek en negativiteit? Kom ons gee woorde van positiwiteit en genade en woorde wat opbou in hierdie tyd. Hoe gee ek met die invloed wat ek het op die mense rondom my en wat ek raakleef agter my masker? Kom ons gee as ons 'n invloed het, 'n positiewe invloed in mense se lewens. Hoe gee ek as mense rondom my aandag vra in hierdie tyd? Gee ek dit met 'n halwe hart? Kom ons gee ons volle aandag as mense ons nodig het. Soos wat Jesus sy hele lewe en alles wat hy is vir ons gegee het. Kom ons gee onsself met alles wat ons is as lewende en heilige offers vir die Here in hierdie tyd. Ons het 'n paar stories met julle gedeel ook die afgelope tyd oor wat die Here gedoen het hier in en rondom ons gemeente met 'n klomp projekte. Maar ons het ook besluit om bietjie by ons familie te gaan kuier wat verder van ons af is. En ons kuier vandag saam met Walter Loots, een van ons sendlinge wat jare lank al daar in Bosbokrand werk en in hierdie COVID-19 tyd onder baie moeilike omstandighede. Lekker Walter om saam met jou te kuier. Geliefdes, my naam is Walter Loots en ek groet julle hier uit Bosbokrand, hier in die ooste van die land. Bosbokrand was nog altyd een van die armste gebiede in Suid-Afrika en nou met die pandemie het alles net 100voudig slegter begin gaan hier. Finansiële nood, voedselnood, emosionele nood, geestelike nood, verwarring, leuns wat die duiwel aan ons mense vertel. En daarom rig ons bediening dan spesifiek dan ook nou om daardie vlak, daardie aspekte aan te spreek. Ons help ons ou mensies, ons gestremdes, ons weeskinders en enige gesin wat kosnood het, deel ons kos uit en ons weeskinders kry ook nou ook nie hulle kos by die skole, die een bord kos wat hulle altyd by die skole gekry het nie, so dit is ook nog op ons skouers dan op die oomblik. En buiten die voedselnood wat ons probeer verlig, het ons nou baie probleme rondom leuns wat die duiwel vir ons mense vertel, waar COVID-19 vandaan kom. Hulle glo dat dit die voorvaders is wat nie tevrede is met ons nie, en daarom bring die voorvaders nou hierdie pandemie oor ons, en dan glo hulle die enigste manier om dit op te los is om na die sangomas te gaan. Hulle betaal duisende rande om by die sangomas te afspraak te kry, en die sangoma praat dan met die voorvaders en vind dan uit wat sê die voorvaders en wat moet hulle doen en bokke slag en whatever om dit reg te maak. En dis alles leuns van die duiwel af. Dis alles dinge wat bindinge op ons mense plaas. So ons het one-on-one gesprekke en ook met familietjies gesprekke om die waarheid vir hulle te vertel dat dit siektes is wat die Bybel van praat met die eindtye wat ons hierdie dinge gaan sien, en dat ons vir hulle dan net saam met hulle ons oë rig op Jesus en sê dat soos die psalmis in Psalm 121 sê, waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp kom van die Here, die skepper van hemel en aarde. En saam kyk ons dan op na Jesus en ons kyk met verwagting uit na die koms van Jesus. Dankie vir julle gebede, bid asseblief vir ons het julle gebede en liefde en ondersteuning baie nodig. Baie dankie, totsiens.
Dankie Walter dat jy jou hart met ons gedeel het. Ons bid vir jou in hierdie moeilike tyd. Julle vandag maak ons klaar met die reeks oor die Heilige Gees. Stefan Joubert is aan die woord, hy praat met ons oor die gawes van die Gees en volgende week begin ons vir Julie maand met 'n splinternuwe reeks oor geloof vir vandag. Ek bid dat die Here jou seën as jy saam luister en ook as ons nou saam met ons lofprysingsspan die Here se naam gaan grootmaak. Ek wil die Here loof met my hele hart. En hy gee al wat roep, weer nuwe krag. Die Here, hy is goed, loof sy heilige naam. In die groot heelal die Here loof. Ek wil die Here loof met my hele hart. Hy gee al wat roep, weer nuwe krag. Hy my sonde vergeef en hy maak my sy kind. Laat alles in die groot heelal die Here loof. Ek wil die Here loof met my hele hart. Hy gee al wat roep, weer nuwe krag. Ek wil die Here loof met my hele hart. Hy gee al wat roep, weer nuwe krag. Hy gee al wat roep, weer nuwe krag. I raise you hallelujah in the presence of my enemies. I raise you hallelujah louder than the unbelief. I raise you hallelujah. My weapon is a melody. I raise you hallelujah. Heaven comes to fight for me. And I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I raise
in the middle of the storm. Louder and louder, gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I'm gonna say, in the middle of the storm, louder and louder, gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I raise a hallelujah. 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 I raise you hallelujah. I raise you hallelujah. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vandag uit u woord uit kan stil word. Dankie dat u woord vir ons die pad wys, die koers wys. Dankie Here dat u die God van genade is en dat die genade nie tye en grense en brieke het nie. Deel dit nou met ons wanneer ons ook nadink oor die werk van u goeie Heilige Gees. En daarom wil ons ook vra, Heilige Gees, lei ons in die volle waarheid, soos wat ons dit ook in die woord vind. Amen. Liggaamsbou is groot. Dit is 'n internasionale sport. Sedert die tyd van Arnold Schwarzenegger weet almal dat om groot spiere te hê die inding is. Dit het internasionale kompetisies geword. Die ouens met die bes gedefinieerde spiere, die ouens met die grootste spiere, hulle is die ouens wat hierdie individuele kompetisies wen. Dilemma net egter is wanneer daar geestelike liggaamsbou kompetisies begin, soos wat in Korinthe gebeur het. Die Korintiërs het Paulus 100% verkeerd verstaan. Hulle het gedink die gawes van die Heilige Gees, die persente wat die Heilige Gees gee, die charismata, is soos 'n liggaamsbou kompetisie waar almal op 'n geestelike verhoog staan en dan kyk jy wie het die beste geestelike spiere, wie het die beste geestelike gawes. Toe Paulus dit hoor, het sy hart gaan staan. Dit is vir hom presies wat die Heilige Gees nie besig is om te doen nie. En daarom skryf Paulus vir die Korintiërs, daar in 1 Korintiërs 12 tot 14. En dan vertel Paulus vir die Korintiërs hoe werk die gawes van die Heilige Gees. Anderster gesê, hy gee vir hulle die Gees se liggaamsbouprogram. Dit is waar die Gees is besig om 'n liggaam te bou, maar op God se terme en op God se manier. En die Korintiërs het nodig om 3 hoofstukke te kry waar hulle geleer word oor die charismata. En jy en ek ook. Kom ons stap so vir 'n oomblik saam met Paulus in 1 Korintiërs 12 tot 14 oor die gawes, of soos ons dit noem, die genadegawes van die Heilige Gees. Paulus skryf in 1 Korintiërs 12 vers 4, hy sê daar's 'n verskeidenheid van genadegawes, charismata, die Griekse woord wat Paulus eintlik so half geskep het, maar dit is dieselfde Gees wat dit gee. Vers 5, daar's 'n verskeidenheid bedieninge, maar dis dieselfde Here wat die opdrag gee. En daar's 'n verskeidenheid van kragtige werkinge, maar dit is dieselfde God wat alles en almal tot stand bring. In gewone Afrikaans, die drie enige God, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees is besig om persente uit te deel. Een God, baie persente. 'n Charisma of 'n genadegawe is die woord wat gewoon beteken 'n geskenk. God gee geskenke. God deel persente uit. Hy's 'n goeie Vader. Hy gee persente soos wat sy kinders dit nodig het. So hier is ons eerste les in die Heilige Gees se liggaamsbouprogram. Die drie enige God is besig om sy kerk hier op aarde
met geskenke toe te rus en te bemagtig. Tweede belangrike les in die Heilige Gees se liggaamsbouprogram wat Paulus vir die Korintiërs wil leer. En ek lees saam met jou 1 Korintiërs 12 vers 7. Aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. Aan die een word deur die Gees die gawe gegee om 'n woord van wysheid te praat, aan 'n ander 'n woord van kennis, nog een geloof, gesondmakinggawes, wonderwerke, profeteer, tussen die geeste onderskei en aan nog een gee hy die gawe om ongewone tale of klanke te gebruik. En dan vers 11. Maar al hierdie dinge is die werk van een en dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlike gawe uitdeel, soos hy wil. Tweede les in die Gees se liggaamsbouprogram. Eerste les, die drie-enige God gee geskenke aan alle gelowiges. Elke gelowige kry 'n persent. Tweede belangrike les in die Heilige Gees se liggaamsbouprogram. Die Gees gee dit soos hy wil. En hier's die dilemma. Die Korintiërs het 'n geestelike liggaamsbouprogram gehad en hulle het gesê ek het die beste gawes. En dan staan aanhouers op en sê hulle ek het die beste gawes. En dit lyk vir my dit was so in die lig tussen die wonderwerkers en die ouens wat in tale gepraat het, wat die meeste gestry het oor wie van hulle gawes is die mees indrukwekkende, die blinkste en die grootste. En dit het hulle opgeblaas gemaak, vol van hulle self. En nou kom Paulus en hy sê, ouens, julle verstaan nie, 'n persent kies jy nie, jy ontvang dit net. Dis Paulus se punt, ons almal weet dit tog. Ek meen, jy was ook al by 'n verjaarsdagpartytjie of by 'n Kersfeespartytjie wanneer daai klein kindjie die persent so oopmaak en sê, mamma, ek wou dit nie gehad het nie. Dan's almal verleë. Want ons weet dis eintlik slegte maniere. Jy moet 'n persent ontvang. Jy het nie 'n keuse nie. En dis wat die Heilige Gees doen. Paulus sê hy gee vir elkeen soos hy wil, nie soos jy wil nie. So jy kan nie na die Here toe kom en sê, Here, ek wou eintlik soos Jan gewees het of soos Sari gewees het. Ek wou eintlik op die verhoog gestaan het en nou moet ek agter die verhoog wees. Ek wou eintlik ouens gesond gebid het. En Here, nou moet ek maar in die kerk se kantoor werk of met die besem die strate vee. Paulus sê, weet julle wat? Die Gees gee soos hy wil. En as jy nie tevrede is nie, dan is jy soos my ouma gesê het, 'n bederfde klein brokkie. En dis die dilemma in Korinte. Hulle het spreekentale verhef tot iets wat dit nie is nie, glossolalie. En daarom doen Paulus 'n baie interessante ding te loop. Hy skryf elke keer as hy oor spreekentale praat, sit hy dit heel laaste. En hy maak dit glashelder in 1 Korintiërs 12 vers 29 tot 31. Hy vra: Is almal apostels, is almal profete, is almal leraars? Kan almal wonderwerke doen? Het almal die genadegawes om mense gesond te maak? Gebruik almal miskien ongewone tale? Paulus maak dit duidelik, nie almal het al die gawes nie. Hy sê jy hoef nie 'n wonderwerker te wees, 'n spesiale prediker te wees. Jy hoef nie op 'n verhoog te wees nie. Jy hoef nie in vreemde tale te praat nie. En as die kerk dit leer, dan mis ons Paulus. Dan is ons besig om Paulus se hart te mis, die brief wat hy van die Heilige Gees gee, die Heilige Gees se liggaamsbouprogram is, God het vir jou 'n persent gegee. Tweedens, nie alle Christene het dieselfde persent nie. Party kan dien, ander kan preek, ander kan onderrig gee, ander kan sing, ander kan tegniese vaardighede hê, party kan bonatuurlike tale praat, maar moet nie vir een oomblik dink dat daardie mense belangriker as jy is nie. Inteendeel, ons gaan dit nou nog sien. Paulus sê, God se Gees gee soos hy wil. So, hier's die ding. Ek moet die geskenkpapier afhaal van die gawe wat die Here vir my gegee het. Ek moet ontdek, wat het God goed gedink, moet Stefan hê, en wat moet jy hê? En dan moet ek dit vir die Here gebruik. Dis God wat dit gegee het. Dis nie ek wat so oulik is nie. As ek droog maak, is dit op my. En as die gawe goed werk, is dit op die Here. Kan nie God se eer steel nie. Maak nie saak wat ek doen nie. Maak nie saak of ek preek en of ek dien en of ek administrasie doen en of ek leierskap doen en of ek wonderwerke doen. Die eer behoort aan die Heer.
En as ek God se eer steel, soos die Korintiërs gedoen het, dan sê Paulus, dit moet stop. Gawes is daar om God te eer. Trouwens, Paulus het pas 'n rede gegee. Hy sê aan elkeen word 'n gawe gegee deur die Heilige Gees wat dit uitdeel tot voordeel van ander mense. Die Griekse woord dat Paulus gebruik, soumphēron, beteken letterlik, ek dink nie aan myself nie. As ek 'n gawe of 'n geskenk het, is my vraag, hoe gaan 'n mede-Christen bevoordeel word deur my gawe? Hoe gaan ek vir 'n ander Christen op my skouers plek gee? So as ek sing, hoe gaan ek so sing dat die ouens nie vir my hande klap en sê, "Sjoe, wat 'n stem nie." Maar sodat hulle sal sê, "Ek wil saam met jou die Here loof." En as ek preek, hoe gaan ek verdwyn sodat ouens sê, "Wat 'n wonderlike God." Van prediking gepraat. Ek onthou 'n ou wat in 'n klompie jare gelede, baie jare gelede in die vorige eeu, toe Charles Spurgeon die groot prediker in Engeland was hy en 'n ander man, Dr. Carmichael, die groot revival predikers. En hulle vertel van 'n man wat uit die platteland uit een Sondag na hulle albei gaan luister het. En toe hy terug is by sy tuisdorpie, toe vra hulle vir hom, hoe was dit om na die twee grootste predikers in Engeland te luister, na Carmichael en Spurgeon? Toe sê hy, "You know what? Dr. Carmichael is a wonderfully gifted preacher. Dr. Spurgeon has a wonderful God." Toe dink ek, so werk 'n gawe. Wanneer ek verdwyn, wanneer ek regtig kan sê, my gawe tel Jesus op, tel ander gelowiges op, dan is ek besig om my gawe briljant, presies soos die Heilige Gees wil, te gebruik. Korintiërs het dit gemis. Hulle het gesê, dit gaan oor my. Laat die lig op my val, laat ek op die verhoog staan, laat die spotlight, soos die Hollanders sê, op my wees. En Paulus sê, dit kan nie. Die vraag is, wat se voordeel het ek? Ek lewe vir ander mense. En nou maak Paulus nog 'n punt. So die eerste punt, God gee persente. God gee vir elke Christen 'n persent. God gee dit soos hy wil. God gee dit sodat ek ander ouens moet dien, ander mense se voordeel moet soek. En nou verduidelik Paulus, juist dat alle gawes ewe belangrik is. Hy gebruik die beeld in 1 Korintiërs 12, daar vanaf vers 14, van 'n liggaam. Hy sê, die liggaam bestaan nie net uit een lid nie, maar uit baie. As die voet sou sê, omdat ek nie 'n hand is nie, is ek nie deel van die liggaam nie, dan hou hy tog nie op om deel van die liggaam te wees nie. En as die oor sou sê, omdat ek nie 'n oog is nie, is ek nie deel van die liggaam nie, hou hy nie op om deel van die liggaam te wees nie. As die hele liggaam 'n oog was, hoe sou dit kon hoor? En as dit 'n oor was, hoe sou hy kon ruik? Maar God het die lede afsonderlik in die liggaam gesit, soos hy dit wou hê. En toe kom die Korintiërs en hulle stry wie's die oog, en hulle kyk 'n barsou, maar daai liggaam kan nie hoor nie. So ons kan almal supergawes hê, maar ons het ook 'n kerk nodig wat kan dien. Ons het ook mense nodig wat Jesus se hande en voete kan wees. Ek hoor baie Christene wat sê, ag, wat beteken ek vir die Here? Want ons het, lyk vir my, ergens in ons koppe hierdie idee. En dit sê ek ten koste van ouens soos ek wat preek, en vir myself ook. Ons idee van 'n kerk is 'n prediker op 'n verhoog met 'n mikrofoon in die hand. En as daai mikrofoon nie daar is om te dien nie, klim af van die verhoog af asseblief. Kom uit die pad uit. Ek onthou jare terug hoe 'n jong leraar vir my gesê het, Einstein by van 'n ander gemeente, hy sal sy voortande gee om net een keer op Moreletta se verhoog te staan en te preek. Sê ek nie, jy hoef nie jou voortande te gee nie. Ek sal enige tyd die plek vir jou gee. As jy gedink het dit is glamour en dit is nou om iets te bereik het en jy dit nou gemaak as jy hier staan, dan mis ons die rede. As die woord van die Here wat ek bring en wat die tegniese ouens moontlik maak en wat uitgesaai word daar waar jy vandag sit en kyk, as daai gawes jou nie opbou nie, dan moet dit stop. God gee talente en elke talent is ewe belangrik. Ek onthou dit was Richard Nixon wat een keer Cape Canaveral besoek het toe een van die Apollo ruimtetuie daar gebou is. En hy stap by 'n besem, 'n man wat besig is om te vee verby, hy en sy sekuriteitswagte. En hy stop by die man wat besig is om uit te vee en hy vra vir hom, "What are you doing?" En die ou sê vir hom, "Sir,
I'm busy sending a man to the moon. Please step aside. Toe dink ek, so wil ek ook met 'n besem werk. So wil ek ook my lewe vir die Here leef, my talente. So hier's die ding. Talente, gawes is almal gelyk. En dan in hoofstuk 14 maak Paulus in 1 Korintiërs 14 tog 'n belangrike punt verder. So onthou jy wat leer ons oor die gawes van die Gees? God gee dit, hy gee vir elke Christen, hy gee soos hy wil. Dit is daar tot voordeel van ander, tot opbou. En ons hoor ook dat alle gawes is ewe belangrik. Daar is nie beter en kleiner, groter en onbelangriker gawes nie. Maar tog sê Paulus in 1 Korintiërs 14, sekere gawes van die Heilige Gees bou op, die gehoor, die gelowiges en ander gawes bou net jou privaat op. En dan vat hy bietjie die spreek in tale en profesie. En dan vertel hy sê vers 6 van 1 Korintiërs 14. Hy sê nou broers en susters, as ek na julle toe kom en ek gebruik ongewone tale of klanke, watter nut sal dit vir julle hê? Hy sê trouens, dit kan wees as 'n vreemdeling instap en almal praat in tale, dat die mense sal dink julle is van julle kop af. Julle is bietjie getrek, julle het gedrink. Hy sê dit net so. So hy sê, praat liewers in jou binnekamer. Bou jouself op met persoonlike gawes. Moenie 'n vertoning maak nie. Moenie vir ouens wys jy is sedert troukoek uitgevind is die nuutste uitvindsel op die kerk se terrein nie. As jy gawes het wat net jouself opbou, gebruik dit eenkant. Hy sê maar profesie, die bekendmaak van God se groot wil. Hy bedoel nie hier profesie in die sin van om oor die toekoms te praat nie, maar profesie as dit wat ek by die Here ontvang, wat ek met medegelowiges deel om hulle op te bou. Paulus sê dit is 'n publieke gawe. Maar tog waarsku hy in vers 29 van hoofstuk 14, 2 of 3 ouens. Hy sê jy dwing nie jou gawe op mense af nie. Jy forceer hulle nie om daarna te luister nie. Hy sê julle kan almal profeteer. Hy sê maar die kerk is nie 'n vertoning waar een ou kom en sê ek het 'n profesie en dit nie. Hy sê 'n gees van 'n profeet, vers 32, is aan 'n profeet onderworpe. Ek lees van iemand, ek het nie eens 'n idee wie dit is nie, in hierdie corona tyd sien ek het ouens gevra of dienste nie maar kan oopgestel word, eredienste nie. En ek sien die ouens het vir die regering gaan sê as 'n diens nou net 'n uur is. Nou sien ek hoe sê iemand op Facebook, ja maar wat van as die Gees werk, gaan ons dan mense uitjaag uit die kerk na 'n uur en ons sal dit nie vat nie, ons sal die dienste hou solank ons wil. En dan dink ek, dis presies wat Paulus gesê het ons nie kan doen nie. Hy sê, God is nie 'n God van wanorde nie. En 'n gees van 'n profeet is aan 'n profeet onderworpe. Daar kom 'n tyd dat jy jou mond moet hou. Daar kom 'n tyd dat jy moet sê, nie alles wat ek sê is opbouend en nuttig nie. Met ander woorde, broers en susters, die talent se regte gebruik, die gawe se regte gebruik is belangriker as dat ek dit het. En daarom moet ek elke keer my hand in my eie hart sit. As my gawe jou nie opbou nie, dan moet ek uit die pad uit staan. Dan moet ek afboord kom, soos wat Jona, wat die profeet is, nie op die regte boot is nie, dan moet ek maar afboord kom. As ek sing, as ek dien, as ek skryf, wat 'n talent ek ook al het, wat 'n gawe ek ook al het, en ek steel die Here se eer, en ek bou jou nie op nie, dan moet daai gawe stop, sê Paulus. Die Korintiërs hou nie daarvan nie. Mense wat hou daarvan, van blink en van aandag en voor in die koor wees, hou nie daarvan, dat hulle agter moet inval nie. Miskien is hierdie tyd juist die tyd dat ons moet oefen, om in karakter te kom, om bietjie uit die soekligheid te kom, om agter die skerms te wees vir die Here. So, hoor wat leer Paulus oor die gawes van die Heilige Gees. Hy sê, God gee vir jou 1%. 2, hy gee dit soos hy wil. Jy sê nie vir die Here wat jy wil hê nie, jy ontvang wat jy het en gebruik dit vir hom. En tot voordeel van ander mense. Alle gawes is belangrik, maar nie alle gawes bou mense op nie. En daarom moet ek vra, as my gawe meer vir my eie privaat stigting is, so spreek in tale, dan sê Paulus, doen dit privaat, hoogstens 2 of 3. Wat Paulus eintlik sê is, bly stil in die publiek as dit oor jouself gaan. En dan die laaste leidraad wat Paulus gee, sy groot hoofstuk 1 Korintiërs 13. Jy ken dit, die hoofstuk oor die liefde. Dis die gom wat 1 Korintiërs 12 en 14 aan mekaar plak. Paulus sê, as jy nie liefde het nie,
Jy kan al die gawes hê. Hy sê, al wat jy dan is 'n stuk geraas. Hy sê, jy kan tale praat, jy kan preek, jy kan sing, jy kan die wêreld omkeer. Maar as jy die Here se eer steel, is jy soos 'n stuk metaal, soos 'n stuk blik wat so op mekaar geslaan word. Hy sê, al praat ek die tale van mense en engele, al het ek die vermoë om al die geheimenisse van God te ken, al het ek die geloof om al die berge te verskuif, maar ek het nie die liefde nie. Wat help dit my? En nou verduidelik Paulus in 1 Korintiërs 13 vers 4, verduidelik hy die liefde. Hy sê, die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik, dis nie afgunstig nie, dis nie grootpraterig nie, dis nie verwaand nie, dis nie onwelvoeglik nie, dit soek nie sy eie belange nie, dis nie liggeraak nie, dit hou nie boek van die kwaad nie, dit verbly hom nie oor die onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid, dit bedek alles, glo alles, hoop alles en verdra alles. O God se gawes, sy persent wat hy aan my gee, moet ek vir hom teruggee. Deur ander mense te dien, deur mense lief te hê, deur mense op te bou, deur hulle op my skouers te tel. My enigste roeping wat ek het is om my gawes tot eer van God te laat werk, met die liefde. Maar as my hart koud geword het, as my hart hard geword het, dan het ek nodig om vir die Here my harde hart te gee. Dan het ek nodig om my gawe op ys te sit, totdat ek verstaan. Nou wil ek vir jou vra, wat se talente en gawes het die Here aan jou gegee? Gebruik jy dit? As jy bid, bid jy. As jy moet dien, dien jy. As jy 'n leier is, gee jy leierskap. As jy gawes het om vir mense te bid op 'n spesiale manier, doen jy dit? Maar doen jy dit so, dat medegelowiges op jou skouers staan, dat jy hulle na God toe tel? Of doen jy dit, dat jy eintlik op hulle skouers wil staan? Hou op. Dit gaan nie oor jou en my nie, dit gaan oor Christus. Ek en jy hoef nie bekend, beroemd, belangrik te wees nie. Ons hoef nie eens 'n nalatenskap te hê nie. Dit gaan alles oor Jesus. Ons sê dit, ons talente, ons gawes moet dit ook wys. Dis hartseer wat met die gawes van die Heilige Gees dikwels gebeur. Voorwaardes, jy moet hierdie gawe hê om te wys jy is vervul met die Gees. Paulus ken dit nie. Hy sê gawes, geskenke, charismata is daar om God te verheerlik. Ek sluit af. So, jy weet wat is jou gawes. God het by jou ook kom kuier deur sy Heilige Gees. Hy het vir jou ook 'n geskenk gebring. Wat doen jy daarmee? Weet ander gelowiges dat hulle gedien word. Weet ander gelowiges as jy in hulle teenwoordigheid is, ek gaan opgetel word. Ek gaan die Here beter sien. Laat jy ander gelowiges elke keer beter as jy weggaan, as toe jy by hulle aangekom het. O, dan is jou gawes besig om te skitter en te skyn. Kry jou gawes in lyn met die Heilige Gees se liggaamsbouprogram. Hoor net wat sê Paulus, 1 Korintiërs 12 vers 13. Hy sê omdat ons almal een liggaam geword het, is ons almal met een gees gedoop, of ons Jood of Griek is, slaaf of vry. Ons is almal van die een Heilige Gees deurdrenk. Maar kom ons gaan leef vir hom. Amen. Kom ons bid. Here, baie dankie dat u persente uitdeel. Dankie dat ek ook 'n persent gekry het. Here, as ek dit nie weet nie, wys dit vir my. Maar Here, die 1 of 2 talente wat ek het, wil ek vir u teruggee. Ek wil u dien, u naam met eer omraam. Ek wil medegelowiges dra, ek wil nie gelowiges dien. Here, maak my 'n dienskneg. Maak my iemand wat ander se voordeel soek. Here, haal my uit die publieke lig uit as dit om myself gaan. Gee dat die enigste lig in my lewe u ware lig sal wees. Verlig my, Heilige Gees, om elke talent, elke gawe wat ek het, tot u eer te gebruik. Ek vra dit in die mooi naam van Jesus die Here. Amen. Daar is vir jou genade en vrede van ons Vader, van Christus ons Here en van die Heilige Gees. Mag jy in hierdie tyd sy talente, sy gawes beleef. Amen.
Oh,